Welkom by vanaand en ook vir hierdie week. Ek hoop dit sal veel moontlik wees om elke aand in hierdie week die geleenthede kan meemaak. Ek weet dit vat maar 'n bietjie opoffering, maar ek hoop dit gaan veel moontlik wees in my eie voorbereiding en in my eie gebed het ek van my kant af vir jou gebid, so en ek sal ander ook bid dat dit vir jou sal moontlik wees om in die week die geleenthede te kan bywoon en dan uit die aard van die saak dat dit vir my en vir jou ook in ons op pad wees deur hierdie lewe, dat ons die seën van die Here sal beleef. Net wat die prentjie aanbetref, hy is nou op die skerm en sy nog baie helder dit, maar ek sal 'n beter prentjie môre aanbring. Soos julle weet, dit is maar die prentjie oor die pottebakker. So ek sal môre 'n meer duidelike prentjie saambring, wat ons so donker is, dus kom ek net in die lig afgesit het, net dat julle 'n idee daarvan kan kry. So dit is my opmerking. So as jy nie te haastig is nie, dan nooi ons ook vir jou uit na die tyd, kom drink of kom eet 'n koppie sop, ek weet nie wat sê mense of jy nou drink of eet meer, daar's 'n broodjie ook, tensy jy natuurlik die sop met jou vurk wil eet, dan gaan jy seker eet, andersins drink ons seker die sop. Elsbeth, dankie ook vir jou, sy sê is haar ma wat gemaak het, maar hoe dit ook al sê baie dankie, ons sien uit om lekker saam te eet en nog saam te kuier, en dan maak dit ook net vir ons makliker dat ons nie nog by die huishoud ook moet gaan nog kos ook maak en dis meer ons so ons kuier lekker saam. Goed, ons gaan dan, wat die week aanbetref, gaan ons die hele tyd by Jeremia 18, eintlik vers 1 tot 6, maar ook tot daar by vers 10, ook kan 'n mens saam lees, wat gaan oor die pottebakker, en die een ding wat ek hoop wat ek en jy dalk miskien vanaand weer sal beleef, en dit is dat 'n geleentheid soos Pinkster nie net so 'n vinnige eenstop geleentheid in die loop van die jaar is. In my lewe tot dusver, ek weet nie of ek dit nou moet ek nou bely en dat ek dit dan seker op 'n manier tot my eie skande moet sê nie. En dit is dat 'n predikant se werk, dink ek, loop op 'n stadium baie maklik daarop uit dat al wat jy heeltyd besig is om te doen is, jy soek net heeltyd 'n preek. Ek het vanmôre vir Cynthia gesê, ek wonder wat sal lidmate sê as ek op 'n Sondag hier by die erediens kom en ek vir hulle sê, weet jy, ons gaan vanmôre net saam sing en bid, en dan gaan ons huis toe en 'n stukkie uit die Bybel uitlees, want ek het nie 'n preek. Wonder wat sal mense sê? Alle waarskynlikheid sal ouens daarom seker die spyker op die kop slaan, en dit is om te sê, wat doen jy in jou geestelike lewe, want dit is mos eintlik maar jou werk. En so het ek nou by 'n punt nou gekom dat ek bewus is daarvan dat ek na alle waarskynlikheid na hierdie jaar, dat daar nog net 4 Pinksters is wat ek amptelik kan hanteer. Dis hoe die tyd uiteraard. Die een stuk genade wat ek met julle wil deel is, meeste van ons, behalwe vir Boeta en vir Tian en Shamonai, is die meeste van ons is nou al oud of ouer. Lookie back op daarom so ergens hier en daar.
En die genade is dat vir so lank as wat ek en jy leef, moet ons beleef dat die Here is met ons op pad. En ons wat nou oud en ouer geword het, weet ons op 'n manier dat die tyd is maar vir ons besig om uit te hardloop. En die bietjie wat daar nog vir ons oor bly, en dit sal ek later vanaand ook op 'n stadium sê, en dit is dat ons het net een lewe. En ek hoop dat die een lewe wat ek en jy gekry het, wat ons ontvang het, dat ons daarop sal toelê om te word en te wees wat die Here wil hê ons moet wees. En daarom hoop ek dat die reis wat ek en jy vanaand gaan begin om te loop. Julle sal net nou, wanneer ek met julle begin praat, hoop ek sal julle verstaan hoekom ek sê dat dit 'n reis is, want die gedagtes wat alles uit Jeremia 18 uit na vore kom, kan onmoontlik net in 4 aande en in 'n kwessie van 30 minute afgehandel word. So ek hoop dat die reis wat die Here met my en jou vanaand gaan begin, dat dit vir ons 'n mooi reis sal wees. As dit deel is van jou reis wat jy al, wanneer ook al begin het, dan hoop ek dat jy in hierdie week ook diepgang sal beleef. En in nog meer in 'n verhouding met die Here sal leef. Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here vir ons sal seën vanaand en ook in die week. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi week in die lewe van die NG Kerk. En sommer aan die begin van ons gebed wil ons vir U vra dat Pinkster vir ons mooi sal wees. Pinkster was nog altyd mooi in die lewe van die kerk gewees. Die kerk wat in afwagting lewe, dat U moet terugkom. Die kerk wat die nood van sonde beleef, wat elke dag vroeg en worstel met die greep wat sonde op ons lewe het, dat U sal kom, Here. Maar vir die tydperk wat ons dan nog hier op die aarde is, wil ons dan ook vir U vra dat U getrou aan die beeld wat ons gaan raakloop van die pottebakker in ons lewe sal wees. Om ons te omvorm. En dat ons maar in hierdie week, en soos wat ons maar net weer die gedagte gaan raakloop om stil te wees, stil te word. Ons U nie as die vyand sal sien, maar as die helper. U wat ook met begeerte in U hart lewe, dat ons sal blom. En dat ons sal oorgee. En dat die eie ek wat so in ons lewe net nie wil doodgaan, net nie tot 'n einde wil kom,
ons tog iets daarvan in ons lewe sal ervaar. Dat U Here en Versorger is. Dankie dat dit vir ons moontlik is, ons besef, Here, daar's baie mense wat se programme dit nie vir hulle toelaat nie. En daarom dink ons nie, ons is beter as enige iemand wat vanaand met wat ook al besig is nie. Ons wil maar net vir U dankie sê, dat ons 'n geleentheid het om saam met mekaar te groei en voor U stil te word. Seën dan vir ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou natuurlik daar op die huis ook, as jy dalk nou inskakel, ek weet van een of twee vir wie dit nie moontlik is nie, baie welkom. Ek hoop dat jy met die manier van aanbieding, dat jy tog ingesluit gaan word, daar is hier en daar, mag daar dalk miskien iets wees of gebeur, dat jy dalk nie so gaan deel voel daarvan nie, maar voel ook vry en welkom om enige tyd ook met my kontak te maak en my te nooi vir koffie en dan ons verder gesels. Ons gaan 'n lied saam sing. Die lied wat ons gaan sing, gaan ek later in die gedeelte wat ons gaan lees en die gedagtes wat ek met jou deel, gaan ons weer by hierdie lied, by hierdie psalm terugkom, en dit is Psalm 42, wat ons weet van Dawid, wat die verlange in sy hart het. Ons kan maar net so bly sit wanneer ons dit saam sing. Oh,
hoofstuk 18. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy die gedeelte of die paar verse wat ons gaan lees, dan kan jy dit saam met my lees, bladsy 839 in my Bybel. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. En ek lees dan net daardie paar verse saam met jou. Nou die tema wat ek hierdie week met jou wil deel, is die hand wat vorm en die vorm wat die hand meebring. Ek gaan dit nou elke aand sê, so dan gaan dit nou 'n slag of wat vir jou neem om net eers hieraan gewoon te raak. Die hand wat vorm en die vorm wat die hand meebring. Nou ek is nie 'n kunsinnige mens nie. Alles wat ek in my lewe nog altyd probeer het om te bou of te maak, die het of skeef geloop of dit het net eenvoudig klanklik misluk. Ek onthou toe ek standaard 6 was, en ek weet nie hoe die skoolprogram nou se daar nog loop nie, maar in meeste van ons, toe ons op skool was, het ons houtwerk en metaalwerk gehad. En omdat ek nou nie kunstsinnig is en met my hande kan werk nie, was dit nou nie van die geliefkoeste vakke wat ek in die kurrikulum moes bywoon nie. Want sommige goed kom ons net eenvoudig nie so maklik vir een mens as vir 'n ander nie. Maar toe ek in standaard 6 was, toe was daar nou 'n eenvoudige ding wat ons toe nou in die loop van die jaar moes gebou het. En as 'n mens nou weet dat jy nou nie bepaalde aanleg het nie, dan is een van die dinge wat ons gebeur is dat jy sommer al klaar jou gebrek aan selfvertroue verloor. Maar ons moes by die houtwerk moes ons was dit 'n eenvoudige lampie wat ons moes gebou het. Nou die meeste van ons weet met banke en al dies meer, ons weet wat is 'n voeg. So dis 2 plankies wat jy moes gesaag het, en dan die onderste een saag jy nou een helfte uit en die boonste een saag jy ander helfte, en pas dit nou so mooi in mekaar. En dan op die hoeke moes jy nou mooi meet, en dan moes jy nou gate deurboor, en dan het jy nou soke langerige stokkies wat jy nou daar deurgesit het, en dan kan jy nou een of ander soort lak of iets wat jy daar kon omdraai, en dan in die middel het jy 'n gaatjie deurgeboor, en wat jy 'n gewone gloeilamp, elektriese ding wat jy gloeilamp indraai, het jy dan daar vasgemaak. Nou eie aan my talente wat ek het ek toe die
een gaatjie wat ek geboor het, was te naby aan die kant van die blokkie, en een van die dinge wat ou kon gedoen het is, jy kon 'n blaasvlam gebruik het, en dan kon jy die hout so bietjie swart kleur gemaak het, of laat hy so swart skynsel het, of jy kon natuurlik vernis gebruik het, en toe ek die blaasvlam gebruik toe, daar waar hy te naby geboor was, toe brand die ding heeltemal weer. Nou ja, as 'n standaard 6 kind, is jy natuurlijk te bang om na die meneer toe te gaan en sê, jy het aangejaag en het hy nie dalk vir jou 'n ander houtjie of 'n plankie, dat jy net kan regmaak wat jy gedoen het. Maar lang storie kort te maak, so op die heel laaste toe, was daar 'n oom wat houtwerk gedoen het, daar wat groot geword het, en een Sondag aand, die maandag of wanneer ek kom, ons die goed ingehandig het, en 'n Sondag aand, toe moes hy toe nou vinnig daar rondskarrel in sy houtwerk goed om my so ding te maak. Wat ek daardeur vir jou wil sê is dat alles wat 'n kunstenaar maak, of dit nou 'n skildery is, of 'n motor wat gebou word, of 'n laptop wat iemand maak, die goed kom dit tot 'n einde. Ergens maak jy klaar met dit wat jy gebou het, of wat jy voorgeneem het wat jy voorgeneem het om te maak of te bou. Met die lewe werk dit egter nou nie so. Die lewe is 'n proses. En veral wat ons binnekant aanbetref, die binnewêreld van ons lewe is vol gewoontes en verhoudings en gedrag wat deel is van ons bestaan, en wat natuurlik op die einde van die dag beteken dat dit nie hoef te bly soos wat dit is nie. Dis wat ons uitdaging is, en dit wat ek vanaand met jou deel is eintlik net inleiding. Alles net 'n voorafgesprek voordat ons by môre aan en Woensdag en Donderdag ons goed gaan uitkom. Ons hoef nie te bly soos wat ons is nie. Ons omvorming, en die woord word baie spesifiek gebruik. Ons omvorming, wat beteken, dis 'n proses, dis 'n deurlopende ding waarmee 'n mens besig is. Ons omvorming wil lewenslang voortgaan. En dis hoekom ek vroeër vir julle gesê het dat dis nie 'n vinnige stil plek waarby ek en jy vanaand en volgende aande by uitgekom het. Ek hoop dat jy saam met my in hierdie paar aande net gaan weer ontdek dat hierdie lewe wat ons leef is deel van 'n proses. En dat dit nie hoef te bly soos wat dit is nie. Nou in ons lewe, soms gebeur dit dat daar vinnige veranderings plaasvind. En dat 'n mens haastige skuwe, jy trek na 'n ander dorp, en dat daar vinnige veranderings in jou lewe moet plaasvind, maar oor die algemeen is meeste van die verandering wat in 'n mens se lewe plaasvind, is maar net 'n natuurlike proses. En ek het al in die verlede, het ek al die voorbeeld gebruik van 'n roltrap, en ek het vir julle vertel, toe ek kind was, nog op die ou Jan Smuts lughawe, ons het mos toe ons jong was, dan het 'n mens mos in die strate gaan loop en na die winkels, na winkelvensters gaan kyk. Nou ons het daar waar ons gebly het, ons so nou en dan het ons lughawe toe gery, dit is vreeslik ver, en na die lughawe toe nie. En toe ons weer een keer daar kom, toe sê ons, hier's roltrappe.
Ons het geweet die goed se naam is roltrap en ons het geweet die ding loop. En weet jy hoe se kind mos? Nee, dis te lekker. Jy ry met hom op en dan ry jy met hom af en dan net dan hol jy saam met die ding op en hol saam met hom af en dis mos so lekker vinnig. En wat is die laaste ding wat ek kan doen? Nee, hy moet nou die ding wat opgaan moet hy afkom en die een wat opgaan of andersom, ek kan self weer mekaar haal. Maar die een wat afkom en jy boontoe gaan, vir so lang as wat jy klim, is jy besig om te vorder. Die oomblik wanneer jy stil staan, en dis deel van ons lewe, dan gly jy terug. En daarom is die lewe soos 'n roltrap. Moses is 'n voorbeeld hiervan. Moses was 'n ou wat aan sy Hiermeer gelei en op 'n stadium so kwaad geword het dat hy toe nou 'n man doodgeslaan. Nou lees ons later in Numeri 12 vers 3 wat daar van hom gesê word later in sy lewe dat hy buitengewoon nederig was, meer as enige iemand anders. Die mens kom nie net per ongeluk daaruit nie. Dis deel van 'n proses, dis deel van 'n toelê in 'n mens se lewe om daaruit te kom. En daarom ons kan leer en 'n mens kan beïnvloed word en 'n mens kan verander. En die een dink ek wat sleg is, wat 'n mens vir mekaar moet sê en wat 'n mens dalk in jouself ook soms moet erken. En dit is naamlik dat baie mense verkies om nie te verander nie. Wat kies ek en wat kies jy? Die energiebron wat verantwoordelik is vir hierdie oppad wees en hierdie verandering en hierdie omvorming in ons lewe is die pottebakker. God wat my en jou wat vir ons wil omvorm. En ek wil vir jou vra, gaan gebruik hierdie week om maar elke keer weer by Jeremia 18 daardie paar verse stil te staan. Aan die einde is daar dinge wat praktiese goed wat ek met jou gaan deel. Maar ek hoop dat ek en jy kan raak sien dat die Here wil ons omvorm. As daar een ding is wat ek hoop wat ons in ons lewe net ergens weer kan herbesoek of herontdek of wat jy dit ook al wil noem, is naamlik dat daar in God se hart ook 'n begeerte is om vir ons te wil verander. God se ideaal vir my en vir jou is hoër, sy geduld is groter en sy ywer is meer as wat ek en jy ooit in ons lewe kan dink. Nou as 'n mens oor klei gaan dink, solank as wat 'n mens met klei werk en met klei besig is, dan bly hy vormbaar en hy bly sag. Al het gesien wat gebeur met klei as jy vir hom los, dan word hy kliphard. En klaarblyklik hou die omvormer gewoonlik ook nie daarvan om te dwing as die klei hard geword het. As ek en jy vanaand die ontdekking weer eens moet maak,
dat ons klein is, dat die Here met ons besig is, dan gaan die Here hom op geen manier op ons lewe afforceer. God se ideaal bly dat ons sal oopmaak, dat ons hom sal toelaat. En daarom sal die omvormer gewoonlik nie homself op 'n mens afdoen nie. Oor al die redes wat daarvoor is, nee, ek gaan nou nie daarby stilstaan nie, 'n mens kan lank genoeg tyd met mekaar daar ook praat en ook besin. En weer eens as daar in hierdie week ooit enige iets is, wat ek dalk miskien ergens sê, of aanroer, of aanraak, en jy behoefte het om daaroor te gesels. Ek hou van koffie, ek kuier lekker oor koffie, jy is meer as welkom om vir my te nooi, en dat ons verder daaroor kan praat. Diep in die klein, as ons onsself net op 'n manier daarop kan indink, dat diep in die klein, daardie klein wat op die skuif lê, diep in daardie klein lê die behoefte en die verlange na die vorm wat die pottebakker met hom wil bereik. En hopelik, as jy saam met my oor hierdie gedagte, oor hierdie gedeelte begin nadink, dan sal jy dalk miskien net weer in jou lewe agterkom dat die Here met my en met jou ergens by 'n plek wil uitkom. En in ons lewe, na alle waarskynlikheid, hoop ek dat ek nie die enigste een in hierdie lewe is wat sukkel met 'n besige lewe. Wat op een of ander manier my lewensprogram ook maar net op so 'n manier wil volmaak, dat mense daarin die idee kry dat 'n ou lyk daarin besig. Die van julle wat my ken, ek probeer elke dag iets op my status plaas wat iets vir daardie dag sê. En ek het nou so 'n paar keer het ek so 'n prentjie geplaas van iemand wat daar op 'n stoep sit en koffie drink. En dan sê die woorde, I am busy. En baie mense mag dalk dink, dit is al 'n lekker manier van besig wees. Ek wil ook graag so besig wees. Maar dis nie die besig wees wat 'n mens so net op sigwaarde raakloop. Daardie I am busy is 'n besig wees om jouself so ver te kry om oop te maak dat God met jou op pad kan loop. Om ontslae te raak van dinge wat vir 'n mens wil teruggaan. Om agter te kom en ergens te ontdek dat hier dinge in die lewe is waarvan die eie ek die grootste rol speel, en môre aand gaan ek pertinent daarby uitkom, waarvan die eie ek die grootste rol speel, om in die pad te staan van hoe en wat die Here met ons in ons lewe probeer regkry. Hierdie versigtiging, en jy kan dit maar gaan navors in jou lewe, gaan dink maar daaroor. By ons elkeen is daar die versigtiging. Ek wil beter wees. Dis hoekom ons aan die einde van die jaar 'n nuwejaarsvoorneme maak. Ek wil in 2026 'n beter mens wees, en dan begin jy nou al so stelselmatig dink aan 2027, waaraan jy dink, maar vir 2027 wil ek dit en wil ek dat, en sis en so. Dis alles deel van hierdie
'n versigtiging in ons lewe. Paulus was so 'n mens gewees, wat 'n mens sou kon dink, dat hierdie mens, ou Paulus, hy was nou iemand gewees, wat seker in sy lewe kon gesê het, ek het nou by mooi en allerlei spesiale goed in my lewe uitgekom. Maar die een groot ding wat in Paulus se lewe gebeur het en wat sy oë laat oopgegaan het, is naamlik dat al die baie wat hy in sy lewe bereik het, het hy eintlik agtergekom, hierdie baie wat ek bereik het, verhoop, hoe mooi dit ook al is, en in watter vorm jy dit ook al wil verpak, is dat hierdie baie staan op die einde in die pad van wat God met 'n mens wil bereik. In Filippense 3 skryf Paulus vers 8 en vers 12, dan sê hy, al hierdie baie, sê hy, beskou dit as 'n klomp gemors. En al wat hy eintlik wil doen, is net om aan te hou, jaag, na wat God wil hê. En ek het dit gesê, 'n mens se lewe is hierdie een kans. Jy het net een kans om dit reg te kry. En die een uit wie ek en jy kom. En maak asseblief tyd môre, oormôre, vanaand, wanneer ook al om daaroor te dink. Die een uit wie ek en jy kom, verlang daarna dat ons voluit sal blom en my met sy verlange sal vul. Waarna verlang jy as enigiets anders in jou lewe? En dis 'n oefening wat jy nou maar ergens in jou lewe, môre, oormôre, volgende week, is maar net oefening wat ek ook maar raak geloop het, wat ek ook maar net deel, wat ek en jy kan doen. Jy moet gaan rustig raak en by jouself kom. En dan moet jy al die dinge gaan lys waarna jy smag. Julle lys gaan maak, dit gaan skryf. En dan gaan onderstreep jy die dinge waarna jy die meeste smag. Trek 'n lyn daaronder, met hierdie hele lys. Wat is die dinge waarna jy die meeste smag? En wanneer jy daarmee klaar is, dan trek jy 'n dubbelstreep onder jou sterkste verlange. En gebruik dit as 'n geleentheid hoe die Here met jou ook wil werk. Nou die vraag is dan nou natuurlik, dat 'n mens dan seker vir jou sal vra, maar watter vorm of wie se vorm? As 'n mens nou dink aan hierdie pottebakker, watter vorm of wie se vorm is dit wat hy wil bereik? Nou in ons lewe is die omvorming wat ons ontvang, is nie maar net die pottebakker se vingerafdrukke in ons lewe nie. Maar dis die Here self. Die grootste ontdekking wat in ons lewe kan maak. Is dat die Here nie net ergens met sy vingers aan ons wil kom raak nie, maar dat hy met sy volheid in ons wil kom lewe. Daar's 'n Spaanse mystikus. Nou mystikus is maar iemand wat hom in sy lewe daarop toe lê om by die dieper dinge uit te kom. En daar was so 'n ou gewees met die naam van Johannes van die Kruis. En hy gebruik die beeld van 'n vuur.
Nou, meeste van ons het al vuur gemaak en nou nie dink aan 'n houtskoolvuur nie, dink nou aan 'n houtvuur. Nou sê hy, wanneer jy nou vuur maak, dan is die eerste ding wat die vuur doen, is hy dryf die vog wat daar in die hout is, dryf hy uit. Mens sal dit veral raakloop as jy effens natterige hout het, dan sal jy sien hoe peel daardie nattigheid so by die punte aan die kante van die hout uit. Hy sê wanneer dit klaar is, dan word die hout swart en lelik. En dan dryf die vuur rook en slegte geure uit. Nou ek het nog nooit 'n vuur gemaak met 'n slegte geur het nie. My vrou het al vir my gesê van die hout wat ek gebruik, die goed ruik so sweet. Nou ek het dit nog nooit self beleef nie. Enige vuur wat ek maak, die goed ruik altyd lekker en was net van hulle wat lekkerder ruik. Sê wanneer dit nou klaar is, wanneer die rook uitgekom het en wanneer daardie slegte geure uitgedryf is, hy sê dan neem die vuur die hout in besit. Die vuur dring die hout binne en op die manier word die hout vuur. Net so mooi soos die vuur self. En as ons hierdie beeld in ons eie lewe gaan toepas, is dit nie hoe dit in ons lewe wil gebeur. Want wat se vog, wat se rook en wat se slegte geure, dan wonder die Bybel praat van dat ons nie 'n doodsreuk moet versprei nie. En dat die vuur wat die Here self is, ons lewe wil kom oorneem. Daarom is ons grootste verlange nie net na 'n blote mooi vorm nie. Die pottebakker wil nie maar net 'n vorm maak nie, maar hy wil eintlik ten diepste by 'n stuk lewe uitkom, dat iemand wat na daardie vorm kyk, moet iets in homself beleef. En dis kom ek net nou sê in ons sing Psalm 42. Gaan lees vanaand of môreoggend as jy jou stilte tyd hou. Ek gaan lees Psalm 42. Dawid was siek van verlange en sy enigste soeke was na gemeenskap met God. Dan wil jy vir my vra, hoe loop die pad? Dis mos hoe ons as mense is, ons soek ons altyd 'n resept. Ek onthou baie jare terug, was dit 'n baie algemene ding in die lewe van die kerk. Wanneer daar iets in 'n gemeente ergens gebeur, 'n klomp jare terug was dit Moreletta Park gewees, het almal so toe gegaan om by die resep uit te kom. Net vir my jare later te ontdek, maar God werk nie resepmatig nie. Nou julle sal onthou dat baie jare terug, voor al die tegnologie gekom het, het ons kaarte gebruik. As jy ergens heen gery het, dan het ons 'n kaart gebruik en vrou het die kaart, of voor die tyd het jy die kaart oopgemaak en die roete aangedui en al dies meer. Nou, ons vandag is bevoorreg, ons gebruik Google Maps vir so lank as wat daar natuurlik sein is. Maar die rede hoekom ons kaarte gebruik, die rede hoekom ons op soek is, wil ek amper sê na 'n resep, is omdat dit ons help om veilig te voel. As ek hierdie kaart of Google Maps, en vir ons is dit ons nou 'n groot hulpmiddel, want oral kom jy, gaan jy Durban toe of Johannesburg toe, dan is ewe skielik Elofstraat, is nie meer Elofstraat nie, dit het 'n vreemde naam.
en Presidentweg en Ontdekkersweg, ek weet nie wat se name, die goed het alles verander. En ewe skielik voel jy nie meer so veilig nie. So die goed om 'n kaart te hê, in ons geval om Google Maps te hê, help dat 'n mens veilig kan voel. Eintlik meer as veilig. Ek is in beheer. Want ek weet waarheen ek op pad is. Nou die lewe van die kerk en verskillende denominasies, wat ek nie gaan tyd hê nie, tyd hardloop so vinnig verby, werk dit ongelukkig nie so dat 'n mens van verskillende fases kan praat nie. Nooi my maar vir koffie, ons kan oor die goed praat. Glo my maar net as ek vir jou sê, dat hierdie ding van fases wat 'n mens moet deurloop, dat daar nie regtig so iets is nie. Hier omtrent 400-500 jaar na Christus was een van die maniere, was so 'n 3-fase model gewees van reiniging, verligting en vereniging. Reiniging beteken dat ek my sonde ontdek en dat ek weet dat ek 'n sondaar is. Verligting is, dan Vader, ek het 'n ontdekking gemaak en dat ek dan nou kan weet wat ek hiermee met hierdie sonde vir my moet maak. En vereniging is dat ek met ander woorde by die Here kan uitkom wat vir my hiermee kan help. Die groot verskille tussen die fases wat daar by kerke en by mense is naamlik dat dit tog op die einde van 'n mens laat wonder. Dis die pad waarop jy is en die pad waarop ek is. Watter een is nou die regte pad? Kan jy 'n begrip begin vorm van die Here sê vir Jeremia, ek gaan af daar na die pottebakker se huis toe. En as jy daar gekom het, dan sal ek met jou praat. En so wil die Here met ons op praat. Nou wat sê die Bybel? Want as ons nou probeer om vir onsself 'n pad uit hierdie woestyn as ware oop te kap, wat sê die Bybel? Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, dan praat hy van gelowiges wat nou nog soos kinders is. Hulle is eintlik lankal veronderstel om grootmenskos te eet, maar nou deur al die jare het daar nou eintlik niks in hulle lewe gebeur nie. Hulle is eintlik nog steeds op melkos. En al wat Paulus eintlik wil sê is, as daar bekering in jou lewe plaasgevind het, moet daar beweging wees. Sonder dat hy vir 'n mens wil kom uitspel wat die verskillende fases veronderstel is om te wees. En daarom is die gevaar, lê dit daarin, om hierdie proses van beweging en van die Here wat met 'n mens besig is, in enige fases op te deel. Want ek wil beheer kry. Dis die ontdekking wat ons in ons lewe moet maak. En ek gaan môre aan in meer detail daarby stil staan. Ons wil beheer in ons lewe hê. Ons moet die eienskap van die eie ek van die begin af deeglik verstaan. Dis soos iemand wat motor bestuur. Die eie ek is so iemand. As jy motor bestuur, is jou hande op die stuurwiel. En dan is jy in beheer. En hierdie hele proses en hierdie hele gedagte van die pottebakker is nog by 'n punt uit te kom om te ontdek dat ek moet juis nie in beheer wees nie. God wil in beheer wees en wil ons lewe omvorm. Gregorius van Nyssa. Gregorius van Nyssa, wat in daardie tyd gelewe het, wat jy op die bord sien, hy het gesê, ek weet ek is op die regte pad,
want ek weet nie waar ek gaan uitkom. Ek weet ek is op die regte pad, en ek weet nie waar ek gaan uitkom. Die van julle wat my ken het al dikwels gehoor dat ek sê, jy kan God nie vertrou nie. Nou, rek mense so oor net so groot soos pierings, wanneer die dominee sê, jy kan God nie vertrou nie. Want ek weet nie waar God met my gaan uitkom. Dis die aangrypende. En iets wat hierdie persoon ook gesê het. Hebreërs 11 vers 8 skryf het ook, dan sê hy, Abraham het weggetrek sonder om te weet waar hy ooit sou uitkom. En dan wil ek vir jou iets lees wat Thomas Merton geskryf het, en ek lees dit in Engels. My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Nor do I really know myself. And the fact that I think I am following you, and the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to please you does in fact please you. And I hope that I have that desire in all that I am doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this, you will lead me by the road, though I may know nothing about it. Therefore, I will trust you always, though I might seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Die hele ding van die pottebakker en hoe die pottebakker besig is, hoop ek dat ek en jy sal raak sien dat dit 'n ontdekkingsreis en 'n avontuurtog is. Van wat ek besig is om te word, wat die Here besig is om met my te bereik. Een van die groot kenmerke, ek is amper klaar, van God se werk is sy oneindige verskeidenheid. Nou as jy môre kyk, dan gaan jy na 'n boom toe, en dan pluk jy 'n tak af, of breek 'n tak af, en dan kyk jy na al daardie blare aan daardie tak. En hopelik gaan jy raak sien, dat nie een van al daardie blare dieselfde lyk nie. Waarom wil ek en jy dan in ons lewe, ons eie ervaring, die pad wat God met my en met jou loop, wil ons dit vergelyk met iemand anders se pad? Jou lewe is jou reis met die Here. Die vuur wat jou in besit neem, werk anders as wat hy met enige iemand anders werk. Jou eie lewe is jou skool. Maar die Bybel is 'n eiesoortige reisboek. As jy nou oor see wil gaan, na watter land dit ook al is, dan gaan koop jy mos nou vir jou 'n reisboek. En dan lees jy nou so 'n bietjie oor die land, en wat is daar om te doen, en wat is die gebruike van mense, ensovoorts, ensovoorts. Alles net sodat jy van jou kant af so deeglik as moontlik kan beplan. Die Bybel en God se reisplan en sy pad wat hy met ons verloop, is een wat ek en jy hopelik sal ontdek, dat wanneer ons by die lughawe uitstap, dat ons onsself net moet oorgee dat die land met jou kan doen wat hy met jou wil doen.
Ek was nog nooit oor see gewees, ek was nog nooit na 'n ander land. Maar dit klink vir my, dit is wat moet gebeur. As ek na daardie land toe gaan, dan moet daardie land met my bereik wat hy met my wil bereik. Nou ons gaan Jeremia 18 hierdie week gebruik. En dan wil ek vir jou vra om net 10 verse, jy kan dit net die eerste 6 verse oopmaak. Maar dan wil ek vir jou vra wanneer jy dit hierdie week gaan gebruik en wanneer jy dit gaan lees. Wat doen die Here wanneer jy lees? Maar maak jou oop daarvoor. Wat wil die Here doen? Dis soos 'n teesakkie wat jy in jou koppie sit. Maar daai teesakkie moet daar lê, hy moet trek. Staan stil by wat jy gelees het. Vra vir die Here, wat wil hy vir jou sê? En dan bid jy daaroor. Die laaste gedagte is, nou wie sal my help? Net die Here self. Net die Gees van God, wat vir my en vir jou kan help. Nou ek gaan die tyd net aanstap, maar ek gaan dit nogtans doen. Ons is basies klaar hier, so as jy daar by die huis vir jou koffie wil gaan maak of wil afsluit met gebed, is jy welkom. Ek gaan vir elkeen hier papier, Jan, Hans, so kan maar net sommer gou vir my help asseblief. Gee net vir elkeen 'n papier. En dan gaan ek nou vir jou sê wat gaan ons doen. As jy op die huis is en jy is nog ingeskakel, ja, dan kan jy die oefening saam met ons deel. So ek gaan vir jou nie meer as 2 of 3 minute nodig nie. En jy gaan nou iets bou. Jy het iets behalwe 'n papiervlieg. Wanneer jy gaan tyd gebruik om te bou, dan wil ek jy daar 2 dinge wees. Ek het nog nie geweet hoeveel mense is, ek het geweet hoeveel tou. Ag, klein, moet ek saambring. Papier werk net so goed. As 2 dinge wat ek wil hê wat jy nou moet beleef. Die een is dat jy in hierdie stuk papier wat dink ek is daar om opgeskryf te word. Dis die idee, na alle waarskynlikheid, wat hierdie papier in sy kop het. Min wetende dat hierdie papier wat in my hand is, dat ek net om iets anders kan doen. So ervaar die weerstand wat in hierdie papier is. Die tweede ding is, ervaar hoe dat hierdie papier meegee. Dis ons wat met die klei gebeur. Hoe dat die papier meegee. Hoe ons in ons lewe meegee. Beleef
in hierdie papier, dit wat jy maak, beleef iets hiervan van jou ervaring met God. Ek gee vir jou so 2 of 3 minute wat jy kan bou, wat jy ook al wil bou, en as jy klaar is, dan gaan ek vir jou geleentheid gee. Na so 2-3 minute, dan gaan ek geleentheid gee. 'n Stil gebed, en dan gaan ons met ons laaste lied afsluit. Na alle waarskynlikheid gaan julle by die soppotte, gaan julle seker wil weet, hey, wat het jy gemaak? Hey, kom net 'n bietjie sê, wat het jy gedoen? Nou as julle almal weet die ding nee, julle sal weet hier binne is daar ander koppies wat skryf voer. Jy sê, man, jy is so onnoosel, jy is nie vaardig, jy is nie kunstig genoeg. En ander een sê, man, maar jy kan so dit wat al die goed. As jy klaar is, dan kan jy stil word vir die Here. En daar seker net een lied wat ons mee kan afsluit. Kom ons sing die lied dan saam. Amen.
elkeen vanaand, seën vir ons met geseënde nagrus, hou die hand van bewaring oor ons elkeen en ook oor ons mense. Seën vir ons in die dag van môre, die van ons wat moet werk. Hou vir elkeen veilig op die pad. Bewaar ons van die bose en laat U naam verheerlik word in ons lewe. Amen.